Vriende, voor ons die gedeelte vanoggend saam lees, het ek vanoggend in die eerste diens met kindertyd net hierdie beeld so bietjie vir die kinders, eintlik maar vir almal wat hierdie teks oopmaak, net so 'n beeld gegee. Daar's twee beelde wat belangrik is en hierdie gedeelte wat ons gaan saam lees, bestaan uit 3 dele. Die eerste deel is vers 1 en 3 en dit praat oor die mense wat sonder God leef. Paulus is besig om die mens te beskryf sonder die Here. Die tweede gedeelte wat ons gaan saam lees is vers 4 tot 7 en dit is die hele keerpunt in hierdie gedeelte. En Paulus gee daar vir sy hoorders vir ons vanoggend, kom gee hy net 2 woorde wat die hele keerpunt eintlik maar van die hele Bybelverhaal is. 2 woorde. Ons gaan nou ontdek wat hierdie 2 woorde is. En dan in die derde deel is dan nou vers 8 tot 10 waar Paulus praat oor genade en dan praat hy ook oor roeping. So hierdie 3 dele gaan ons vanoggend so bietjie dieper indelf. Nou hier's die beeld. Baie maal sal ons sê dat kinders, maar hulle het nou nie vir my gesê dit is so nie. Lyk my nie ons praat meer so van ons kinders nie, maar ons sê baie maal dat kinders is vanaf die ouderdom 1 jaar tot en met so 7, is hulle so sponsies. Nee, kyk, jy kan enige iets vir hulle sê, jy kan enige iets vir hulle gee, hulle neem dinge in. Hulle glo alles wat hulle hoor. Hulle glo ook dat hulle pa die sterkste is wat daar is. En jy moet hom nie probeer of haar sê, dit is nie so nie. Hulle glo dit ten volle. So hier het ons hierdie sponsies. Dis die een beeld. Maar soos wat ons ouer word, vriende, word ons nie meer sponsies nie, maar ons word lepels. Ons word lepels. Nou weet ek nie of het iemand al vir jou gesê, jy is 'n lepel nie. Nou wat dit beteken is, albei het hierdie een doel. So die sponsie dryf op die water, as hy nog nie water het nie. Hy lê net so bo op die water. En hoe dieper hierdie sponsie in hierdie water ingaan, hoe meer van die water kry hy. Hy word naderhand so swaar dat hy nie meer dryf nie. Hy lê in hierdie water. En wanneer jy daai spons uittrek, dan druk jy hom, dan loop daar water uit daai spons uit. Nou die lepel. Die lepel skep 'n bietjie water uit. En nou weet ek nie hoe ver loop van ons gewoonlik nie. Kyk, baie van ons hoef nie ver te loop nie, dis wonderlik. Dis genoeg vir daai 2, 3, 4 tree wat jy gee. Maar baie van ons beweeg in hierdie lewe nogal baie ver. En nou skep ons 'n klein bietjie water uit en dan probeer ons hierdie water tot in die uithoeke van ons omgewing probeer ons dit uitleef. En ek weet nie of jy al met 'n lepel geloop met water nie. As jou ma vir jou daai kasterdolie gebring het toe jy klein was, dan hoop jy sy val oor 'n trap of sy, maar kyk, as daar kasterdolie in 'n lepel is, dan mors hy glad nie. Jy kry 'n vol lepel. Maar water is iets anders. Water is wat jy nodig het. Water is waarna die wêreld dors. Hoekom sal ons net op die oppervlak wil dryf, soos 'n spons? En hoekom sal ons met hierdie ou lepel net so bietjie van die water uitskep? Waar ons eintlik wil wees, en ek het nou vir die kinders gesê, daar het nogal 'n paar gesê, hulle gaan pap môreoggend eet. Nou, ek wil nou nie vir julle vra nie, julle eet ook nog julle Weet-Bix. Ek het al by 'n paar van julle in die oggende gaan kuier, dan vang ek julle nog met Weet-Bix, dan word dit so droog. Maar as jy môre pap eet, doen hierdie oefening. Gooi jou lepel binne in die pap. Moenie net die pap skep nie, gooi die lepel in die pap in. Want dit is waarvoor die lepel gemaak is. Hy's gemaak om deurdrenk te word. Nie net 'n bietjie te vat nie. Die hele beker wat oorloop is vir jou en vir my
gegee. So wat ek net hier wil illustreer, vriende, is die genade wat die Here vir jou en vir my gegee het, om tot geloof in hom te kom. En dit is daai einste geloof en lig wat die wêreld nodig het. Ons moenie lepels wees nie. Ons moet die Here Jesus na die mense toe bring. Soms, en ons gaan dit nou hoor, leef ons te oppervlakkig. Of soos die Lydenstyd boekie vir ons sê, verdiep. En teenoor verdiep is vlak. Kom ons delg in ons teks in Efesiërs 2 vanaf vers 1. Voor ons vers 1 lees, kom ons buig net die hoofde. Almagtige God en Hemelse Vader, wat 'n groot voorreg. Wat 'n voorreg, Here, dat ons saam in U teenwoordigheid kan wees. Dat ons die woorde vrede kan hoor en ontvang. Dat ons geseën kan wees met U genade. Vader, hoe wonderlik om vanoggend al wakker te word. Ons ontvang dit nie eers hier nie. Ons het dit al reeds vanoggend toe ons oë oopgemaak het, Here, het daai genade al na ons toe gekom. En dankie, Here, dat U dit vir ons elke oomblik van ons lewe beloof. Dankie, Here, vir die beloftes waaraan ons kan vashou. Hier by hierdie eerste tree van lydenstyd, Here, is ons gebede. Heilige Gees, kom maak ons harte oop. Heilige Gees, maak ons ontvanklik vir U. Net soos wat ons nou U woord ontvang, Here, die lewende woord. Gee dat ons ook in hierdie tyd sal ontvang dit wat U vir ons wil gee. Mag ons niks anders soek nie. Mag ons niks anders doen in hierdie tyd, behalwe om U aangesig in ons lewe te soek. Dankie dat U ons bystaan, dankie dat U liefde ons vashou, en dankie dat ons mekaar het om mekaar te bemoedig. Ek wil sommer hier al reeds ook intree, Here, vir Dinsdag aand, wanneer ons ook verder gaan kuier in hierdie tyd, saam met mekaar, oor hierdie lydenstyd wat ons betree. Dankie dat U ons vashou. Ons loof U, ons prys U as ons ewige koning. Amen. Vers 1. Julle was dood deur die oortredings en sondes waarin julle van tevore geleef het, volgens die bose lewenswyse van hierdie bedeling, volgens die heerser oor die mag van die lug, die heerser van die gees wat nou aan die werk is, onder die seuns van die ongehoorsaamheid. Ons almal het van tevore, soos hulle, opgetree toe ons die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het. Ook ons, soos al die ander, was van nature kinders bestem vir oordeel. En dan hier, vriende, kom die twee grootste woorde. En ek hoop as jy vanmiddag by die huis is en jy lees hierdie teks, jy sou hom gister ook gelees het, dit was die verdiep teks van gister, dan moet jy hom highlight. Jou papier moet papnat wees oor hierdie twee woorde vanmiddag. Hierdie twee woorde is die ommekeer. Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was, as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde, waarmee hy ons liefgehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle verlos. Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel, sodat hy in tye wat kom bewys kan lewer van die alles oortreffende rykdom van sy genade, deur sy goedheid aan ons in Christus Jesus.
Want uit genade is julle verlos deur geloof. En juist dit kom nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons is immers sy maaksel. As jy na die Grieks gaan kyk, dan beteken dit letterlik meesterstuk. Dit beteken kunswerk. Ons is immers sy meesterstuk. Geskep in Christus Jesus om goeie werke wat God voorberei het te doen en daarvolgens te lewe. Net tot sover. Toe ons dit lees, het ek gesê dat hierdie 2 woorde is seker die belangrikste 2 woorde, maar nie net in die evangelie nie, maar in die hele Bybel. Maar God. Want as ons moet begin by die begin van die evangelie, dan is dit nie die begin nie. Ons soeke na God nie. Dis nie waar die evangelie begin nie, vriende. Die evangelie begin by God wat kom soek het. En die belangrikste ding nou vir lydenstyd hier aan die begin is dat ons nie hierdie lydenstyd sal aanpak om beter te raak vir God nie. Dis nie waarvoor lydenstyd daar is nie. Lydenstyd is 'n tyd wat ons onthou hoe ver God al gekom het. Hoe ver God al gekom het vir ons. En ek wil jou uitnooi om vir die volgende paar oomblikke so bietjie saam met my in te klim in Efesiërs 2. Want vriende, julle het reg gehoor. Ons het reg gelees. Efesiërs 2 is 'n ernstige teks. Maar ons moet ook vanoggend vir mekaar sê, vriende. Efesiërs 2, vers 1 tot 10. En daar is ook ander dele in die Bybel wat ons ook kan lees soos Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Efesiërs 2 vers 1 tot 10, vriende, is nie 'n harde teks nie. As Paulus hierdie gedeelte neerpen, hierdie 10 verse, en kom ons begin sommer net by die eerste 3 verse. Paulus is nie hier besig om mense skrik te maak nie. Dis nie die hart van Paulus nie. Die hart van Paulus in hierdie gedeelte is om die hoorders en die lesers van hierdie teks bewus te maak van hoe diep hulle geliefd is. Dis Paulus se hart hier, hoe diep ons geliefd is. Want hier's 'n gevaar in hierdie teks, vriende, en ons moet dit sommer onmiddellik uit die weg ruim. As ons baie maal hierdie teks lees, dan spring ons baie vinnig na die oordeel. Hierdie teks is nie 'n oordeel nie. Hierdie teks is 'n teks van ontwaking. Dis die hart van Efesiërs 2 vers 1 tot 10. En dit bring my by die prediking vanoggend wat oor so 'n paar momente vanoggend gaan. Ons gaan by so 6-7 momente gaan ons stil staan. En die belangrikste is, kom ons begin by die begin. Kom ons begin by die beginpunt van Efesiërs 2 vers 1 tot 10. En kom ons sê dit duidelik vir mekaar sodat die wêreld dit kan hoor. God verstaan mense. God verstaan mense. As Paulus sê, julle was dood deur julle oortredings,
dan is dit nie Paulus die regter wat nou hier praat nie. As Paulus hierdie woorde deel, dan is dit Paulus die dokter wat nou praat. Paulus is ook nie in hierdie eerste 3 verse besig om slegte mense te beskryf nie. Dis nie die hart van hierdie teks nie. Paulus is hier besig om mense te beskryf wat afgesny is. En dit laat ons so 'n bietjie dieper dink en nadink oor hierdie een woordjie wat Paulus gebruik in hierdie vers as hy sê, julle was dood. Julle was dood. Wat bedoel hy? En baie maal as die Bybel praat oor dood, vriende, dan beteken dit nie vernietig, dis verby, dis klaar nie, dis oor en uit nie. Dis nie wat Paulus bedoel as hy sê, julle was dood nie. Hierdie dood in sy hart beteken ontkoppel, beteken afgesny. En daar's 'n baie mooi beeld wat ons kan gebruik. Nou as ek die beeld gebruik van 'n boom. Kyk, dan spring ons gedagtes nou na daai boom wat nie meer vrug dra nie, hy's droog en hy word afgesny en hy word in die vuur gegooi. Ons spring baie vinnig soontoe. Hierdie is nie daai boom nie. Hierdie tak waarvan Paulus hier praat, is nog baie groen. Dis 'n groen tak, dis 'n mooi tak. Maar hierdie tak ontvang nie meer sap nie. En dis die beeld wat ons hier moet kry. Dis soos daai spons wat maar net op die oppervlak dryf. Hy's nog nie in die water nie. Nou baie van ons vriende leef so sonder dat ons dit weet. Ons funksioneer. Ons lag. Vriende, ons kry dit selfs reg om aan te hou werk. Maar iets binne voel vlak. Iets voel vlak. En dan moet ons ook hier vir mekaar sê, vriende, ons voel nie vlak omdat ons verkeerd kies nie. Die spons lê op Jesus. Die geloof rus op Jesus. Ons kies nie verkeerd nie. Maar ons leef nie verdiep nie. Ons het nog nie gesink nie. En daarom wil Paulus ook nie vanoggend, en ek sê dit hier aan die begin, vriende, Paulus wil nie hierdie gedeelte vanoggend vir ons kom voorhou om ons te kom skaam maak nie. Dis ook nie wat Efesiërs 2 wil doen nie. Hierdie teks wil nie mense skaam maak nie. Die hart van hierdie teks, en Paulus wat as 'n gesant van God staan in hierdie teks en hy wil een ding wys. Hy wil net wys, God het jou gemis. Hy wil in hierdie teks vir jou wys hoe God na ons verlang. Want sien, ek gaan dit nou dalk weer sê, maar God kon baie maklik in hierdie teks 2 lyne getrek het. En die eerste lyn is van Adam en Eva reg deur wat God nou met die mense gehandel het, is eintlik 'n lyn wat net so gaan. En dit gaan laer as wat ons ooit kan dink. Ek bedoel, Paulus praat hier van dood. Elkeen van ons, nie seker is nie, elkeen was dood. Maar God trek nie hierdie 2 lyne nie. Hy trek nie 'n ander lyn soos hy dit nou graag wou gehad het. Sien julle nou hoe moes julle eintlik nou geleef het nie? Die tweede moment is die 2 woorde wat alles verander. Dis 'n keerpunt in die Bybel. Maar God. Maar God. Die evangelie begin nie met ons wat besluit het om terug te kom nie. Dis nie die evangelie nie.
Die evangelie begin by God wat net nie meer kon wegbly nie. Hy kon nie wag meer om nog te wag nie. Hy moes kom. En hy wou graag kom. En hy wou aankom. Dit tref my keer op keer as ek Efesiërs 2 lees, hoe God reageer. Ek het nou net gepraat van die 2 lyne. God kon net sowel hier gereageer het in Efesiërs 2, nadat Paulus nou die slegte mens of die afgesnyde mens beskryf, kon hy net sowel vir hulle gewys het die potensiaal wat hierdie volk het. En baie maal doen ons dit in ons geloofslewe ook. Ons fokus op ons potensiaal. Wat kan ons nie alles bereik vir die Here nie? Kyk hoe reageer God altyd. Kyk hoe reageer hy nog altyd. Hy reageer uit sy liefde. Dit is wat God beweeg. Niks anders beweeg hom nie. Nie die feit dat iemand iewers weer sy lig laat skyn of enige iets nie. Vriende, die hart van God is, hy beweeg vanuit sy liefde. Hy reageer altyd op sy liefde. Niks anders nie. Nie uit plig nie, nie uit moed nie. Hy reageer op sy liefde. En dan moet ons dit hier sê. Hy sien nie my potensiaal nie. God se fokus en visie is op my en jou waarde. Niks anders nie. Nie potensiaal nie, nie wat jy kan nie. Hy is gefokus op ons waarde. Dit is so belangrik vir lydenstyd, vriende. Want hoeveel van ons wil nie hierdie reis van lydenstyd aanpak om God te soek in ons lewe nie? En asseblief, vriende, dan moet ons dit mekaar herinner vanoggend. Ons is nie op pad lydenstyd toe, Jerusalem toe, Golgotha toe, na die kruis toe. Nee. Ons is nie op pad om God te soek nie. Ons is op hierdie pad om te ontdek hoe ver hy al gekom het na ons toe. Hoe ver het God al gekom vir jou en vir my in ons lewe? Want as dit was dat ons hom moet gaan soek, beteken dit dat ons na die kruis toe gaan met al ons oortredings, al ons foute, al ons tekortkominge, gaan ons kruis toe, sodat ons uiteindelik God kan ooreed. En dit is nie die hart van die kruis nie. Want die kruis gaan nie oor ons nie, vriende. Die kruis is God wat wys hoe naby hy nog altyd wou wees. Dis die kruis. Dis die kruis. God wat wys hoe naby hy nog altyd wou wees. En dit bring ons by hierdie gevaar in ons teks. 'n Gevaar van 'n vlak geloof. Ek het nou die voorbeeld gebruik van hierdie lepel wat net skep en dis genoeg. Dis al wat ek kan dra en dis genoeg vir waantoe ek ook al op pad is. Dis wat ek dink. My lepel is mos nou vol. Baie van ons leef nog oppervlakkig, vriende. Die sponsie dryf op die water. En dan moet ons ook vir mekaar sê, ons is maklik om hier name te noem. Ja, maar die ou is bietjie hardkoppig. Ons like hierdie woord van hardkoppig. Dis ook nog oppervlakkig. Ek dink nie dis hardkoppigheid nie. Kyk, jy gaan daai persoon nou nooit kan verander nie. Maar dit is nie dit nie.
Ek dink ons moet bietjie dieper insak. Ons moet dieper insak en uiteindelik kom by ons geloof. En vir mekaar vra maar, hoe is ek groot gemaak in die geloof? Hoe is ek geleer in my geloof? Want sien, ons dink Christendom gaan oor 'n 3-punt plan. Jy moet net reg glo, jy moet net reg optree, en jy moet net reg probeer. As jy hierdie 3 dinge toepas, dan is jy 'n ware Christen. Reg glo, reg optree en reg probeer. Net dit. Paulus sê heeltemal iets anders in hierdie gedeelte, vriende. Paulus sê julle is lewend gemaak. As ons glo dat ons moet reg glo, reg optree, reg probeer, as hierdie die wese is van ons Christendom, dan beteken Christendom inspanning. Die hart van Christendom gaan oor ontvanklikheid. Julle is opgewek saam met Christus. Julle sit in die hemel saam met Christus. Ontvanklikheid. En nou moet ons hier 'n vraag vir mekaar vra. Wanneer beleef ons die grootste geestelike groei? Ons grootste geestelike groei gebeur nie wanneer ons meer doen nie, vriende. Ons grootste geestelike groei gebeur wanneer ons meer ontvang. Wanneer ons meer ontvang. Wanneer die Here vir ons meer gee. En daarom is lydenstyd nie 'n tyd van bewys nie. Ons hoef niks te bewys nie. Nie met jou vas nie, nie met jou tree wat jy gee nie, met niks nie. Lydenstyd is 'n tyd van oopmaak. Oopmaak om te ontvang. En dan gaan Paulus 'n bietjie dieper. By die laaste gedeelte gaan hy oor na, of in vers 6, kom die eerste verskyning van hierdie groot woordjie waarmee ons lewe en waarmee ons ook ons ontmoeting begin het, en dis hierdie woordjie genade. En as genade ons spons is, ter illustrasie van ons beeld, as genade die sponsie is, wat op die water dryf, dan is genade net vergifnis. Genade wat dryf op die water, soos die sponsie, is net vergifnis. Maar as hierdie genade begin sink en dieper ingaan, dan ontdek ons dat genade is die nuwe lewe. Genade is die nuwe lewe. Vers 6. Hy het ons saam met Christus opgewek. Dit beteken jy wag nie eers vir die hemel om naby te kom nie. Om naby God te wees nie. Baie eenvoudig. Die verhouding het reeds begin. Ons wag so baie vir eendag. Terwyl God nabyheid nou gee. Hier. En dit is verdieping. Verdieping vind stadig plaas, vriende. Verdieping is hierdie besef van ek leef reeds saam met hom. Dis verdieping. Ek leef reeds saam met die Here. Hierdie gedeelte waarmee Paulus begin, soos ons nou vir mekaar gesê het, wat nogal hard klink, wat ernstig klink, eindig baie mooi
in vers 10 vat hy dit mooi saam en daar's 'n mooi gevolg van hierdie liefde van God. En dan maak hy ons so half die sentrum as hy sê dat ons is God se meesterstuk. Die Grieks beskryf dit so mooi. Meesterstuk. Eenvoudig kunswerk. Ons is God se kunswerk. Wat beteken dat God ons nie net red nie, weereens oppervlakkig. Hy red ons nie net nie. Hy vorm mense. Dit is God se besigheid. Hy vorm mense. En dan moet ons ook mekaar gerus stel vanoggend, vriende. Nie almal word geroep vir groot dinge nie. Nie almal van ons word geroep vir groot dinge nie. Maar dit wat hy vir ons gegee het en waarna hy ons uitnooi, is wel vir almal om naby en diep te leef. Dis waartoe God beweeg, dat ons in 'n diepe verhouding met hom lewe. Want uit diep leef groei 'n sagte hart. Uit diep leef groei meer geduld. Uit diep leef groei egte belangstelling in mense. En dit is hoekom ons gemeentevisie vir 2026 gaan oor 2 woorde: verhoudingsbou. Maar as 'n mens gewoonlik hoor gemeentevisie roeping, dan slaan ons onmiddellik oor na programme toe, projekte. En dis dalk wat ons sien. Aan die einde van die jaar gaan ons dalk reflekteer en sê, het ons nou in hierdie jaar van 2026 bietjie nader aan mekaar beweeg? Ken ek daarom 'n bietjie meer mense? Dit is as ons fokus op projekte en programme. Die gemeentevisie vir 2026, verhoudingsbou, is 'n gevolg van is 'n geestelike gevolg, nie 'n projek nie. Wat gebeur wanneer mense God se genade begin beleef? Hoe verdiep hulle? So wanneer mense God se genade begin beleef, begin hulle mense raak sien. En dis die uitnodiging. As 'n mens Efesiërs 2 vers 1 tot 10 lees, en jy wonder baie maal, maar wat is die vraag wat na ons toe kom? Dan spring ons onmiddellik na hierdie een vraag toe. Doen ek genoeg vir God? Dis nie die hart van hierdie gedeelte nie. Die hart van hierdie gedeelte in Efesiërs 2 vers 1 tot 10 is die vraag waarmee ons begin het. Waar nooi God my nader? Waar nooi hy my nader? Verdiep. Verdiep beteken nie meer Bybelkennis nie. Verdiep beteken nie meer dissipline nie. Verdiep beteken nie meer moeite nie. Verdiep beteken meer bewus raak van sy teenwoordigheid. Ons dink baie maal God staan aan die einde van die pad en hy wag vir ons dat ons hom moet bereik. Efesiërs 2 sê vanoggend vir my en vir jou, hy het al langs ons begin loop toe ons dit nie eens geweet het nie. Lydenstyd is die tyd waarin ons dit begin raak sien. Miskien is die belangrikste groei, geestelike groei, nie dat jy verander nie,
Miskien is die grootste geestelike groei dat jy ontdek hoe naby hy nog altyd was. En wanneer dit begin sink, hierdie ontdekking, dan verdiep alles. Ek gee geleentheid vir stil gebed, net daar waar jy sit. Raak saam met my rustig in die alomagtige teenwoordigheid van die Here, wat ons vashou, elke oomblik, elke gedagte. Ek gee geleentheid dat jy met die Here praat. Moenie vra, Here, gebruik my nie. Vra, Here, waar nooi U my nader? Here, hierdie gedeelte roep ons op tot 'n erkentenis in ons harte, en wanneer dit sink en sak, Vader, dan verdiep dit uiteindelik ook tot 'n geloofsbelydenis, waarmee ons kan getuig en waarmee ons kan sê dit wat in ons hart gebeur. En Here, daarom erken ons ook vanoggend, baie kere, Here, dink ons dat die doel is om beter te doen. En dan is dit ons fokus en ons hooffokus, waar U eintlik net nader wou hê. U wil naby wees. En daarom, Vader, verdiep ons. Heilige Gees, asseblief, nie ons aktiwiteite nie. Verdiep ons harte. Leer ons om vanuit genade te leef, sodat mense rondom ons nie net programme beleef nie, maar U. Amen. Vriende, kom ons sluit ons ontmoeting af met ons slotlied, en dan staan julle en ons ontvang die Here se seën. Kom ons staan.
mag ons nie net weet, ons is gered nie, maar mag ons ontdek hoe diep ons geliefd is. Mag die Vader ons nader trek, Jesus Christus ons vorm. Mag die Heilige Gees ons stadig verander en mag ons uit oorvloei leef, nie uit plig nie. Amen.